Okay, so ons is nou vandag al, ons het eers gepraat oor Eva, toe het ons gepraat oor Sarah, so vandag gaan ons praat oor Rahab. So Rahab was die vrou wat geen waarde gehad het. So 10 to 1, as jy vir Rahab gesien het in die straat, was 'n tipies daai vrou wat mense na gekyk het en dan hulle agter haar rug gefluister. So sy het altyd gevoel mense kyk na haar en kyk neer op haar en het haar altyd hanteer sonder waarde, minder as, want sy was 'n prostituut. So hoekom hulle was letterlik in mense se oë, het hulle geen waarde gehad nie. Maar die Here het 'n ander plan vir hierdie vrou in haar lewe gehad. En is dit nie ook so tipies wat die Here doen nie? Die Here vat, en ek het dit al hoeveel keer al vir julle gesê, hy vat dit wat insignificant is. En hy steek dit weg agter die significant. Want die Here vat dit wat vir die wêreld onbelangrik is vir hom uiters gebruik. En hy gebruik altyd, ek amper sê die skam van die wêreld. Soos wat ons laasweek gepraat het, Abraham was nie, hy was 'n heiden. Hy het hom gaan roep. Hy het gesê, kom, ek wil jou gebruik. Maar net soos ons kyk Dawid, ek weet nie julle wat House of David ook nou gekyk het, verbeel dit so mooi uit. Sy ma was ook, hulle het al gesien as, 'n byvrou, so sy was soos die ander vrou se kind. Toe hulle moes salf, het hulle hom nie eers geroep, hulle het nie eers gedink hy is belangrik genoeg om as koning erken te word, of as 'n future koning te wees nie. Selfde met Josef, sy boeties het heeltemal hom geminag, hulle het hom verkoop as 'n slaaf, hulle het glad nie sy waarde raak gesien nie. Gideon, hy het gesê, waarvan praat jy, ek is die minste van die minste van die minste. En even Jesus, hulle het gesê, wat kan goed uit Nasaret uitkom? En die Here gebruik juis daai wat deur die wêreld geminag word. En hier kom hierdie niks waarde prostituut wat geen naam gehad het nie, en die Here gebruik haar en sit haar in die bloedlyn. Hoe amazing is dit? So God is glad nie 'n aannemer van persoon nie. En dit lees ons in Romeine 2 vers 11 wat hy sê, for God shows no partiality, undue favor or unfairness. With him one man is not different from another. Maar die mensdom is die heeltyd besig om favoritism te wys. Is die heeltyd besig to question your value. Die heeltyd besig om in jou 'n kategorie te sit. En soos wat ons nou gepraat het, mense wat baie pretentious is en show-offs is en maskers dra. Vir hulle is status en sekere klasse verskriklik belangrik, soos die English is 'n baie goeie voorbeeld vir ons met dit, en vir die Here glad nie. Want dis actually prison. Dis eintlik om vasgevang te word. So jy is in hierdie boksie, en jy moet wees wat hulle wil hê jy moet wees. Maar Jesus het gekom om ons vry te maak. So ons is geroep in freedom. So dis die eerste ding wat mense wil doen, is hulle wil jou kategoriseer, né? En wat so interessant was, hierdie vrou weer en soos Abraham was 'n heiden. Sy het nie eers in God geglo nie, en toe het hy haar al gekies. Maar dis my so amazing, that is the heart of our Father. Hy kies jou wanneer jy eintlik, soos ek sê, glad nie waardevol voel nie. Of nie eers, partymal is jy nie eers in verhouding met hom nie. Hoeveel getuienis het mens nie al gehoor van hierdie mense wat die Here just showed up in their lives, en dan sit so sin, wat, hoekom kom jy na my toe? In Romeine 5 vers 8 sê dit, but God shows and clearly proved his own love for us by the fact that while we were still sinners, Jesus died for us. En daar is Jesus, en as ons nou weer die Passion kyk, en jy die hele Passover wat ons nou weer deur alles gewerk het van Jesus aan die kruis en alles, en al daai mense was nog nie Christene nie. Petrus, Johannes, al die disippels, hulle het nog nie verstaan nie, hulle het gaan wegkruip. Hulle was bang wat gebeur, want hulle kon nie sien wat dit is wat Jesus besig is om te doen nie. En dit is the heart of the Father. Ons verstaan nie altyd nie, maar partymal is dit reg voor jou, but you cannot see it.
Want dit is juis in jou nothingness, daar waar jy voel, jy's insignificant, jy's verlore, jy het niks meer oor nie, waar die Here jou actually kom roep en jou wil gebruik. Want hy wil eintlik vir jou vat, wanneer jy tot die einde gekom het van jouself, sodat hy totaal en al deur jou kan werk, want nou is dit niks meer oor my nie, ek het niks meer om te gee nie, I'm nothing, ek is worthless, en dan begin hy vir jou die significance gee, en hier het jy hierdie vrou, wat, soos ek sê, nie eers 'n Israeliet is nie, sy is nie eers deel van God se volk nie, maar sy het meer geloof, as 'n miljoen Jode, wat in die woestyn dood gegaan het, en nie die beloofde land gesien het nie, een vrou, heiden, meer geloof, sy sê vir Josua, want toe sy nou vir Josua in die spaai sê, toe sê sy, dis in Josua 2 vers 9 tot 11, and she said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea. For you then, you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amalekites, who were on the east side of the Jordan, whom you utterly destroyed. When we heard it, our hearts melt. Neither did spirit or courage remain any more in any man because of you. For the Lord your God, He is the Lord of heaven above and on earth beneath. Hier kom hierdie heidense vrou, en net deur dit wat sy gesien het wat die Here doen, en sy het meer geloof as die nasie, wat eintlik die land moes inneem. So, hoeveel keer mis ons dit, deur ons ongeloof? En ons twyfel, Here, die situasie is onveranderbaar. Here, U kan nie hierdie situasie verander nie. Ek meen, kyk soos in die hele situasie waar jy was. Kyk waar jy nou is. Hoe die Here iets kan omkeer. So, die Here worry nie oor wat in jou lewe aangaan nie. Die Here kyk na een ding. En dit is jou hart, maar na jou geloof. En dis wat vir ons staan in Hebreërs 11 vers 6. So jou omstandighede is wat jou omstandighede is. But you still have faith. Soos even, ek meen oor en oor en oor, storie agter storie, nou ry hulle hier op die skip. Dis golwe en dis branders en alles. En Jesus sê, julle klein gelowiges. Dit is alwaar hy die hele tyd met hulle beklei, is oor hulle 'n klein gelowigheid. Hy het oor niks ander, hy het nie oor hulle sonde gepraat nie. Hulle aangevat, hy het met hulle gepraat oor hulle klein gelowigheid. Hoekom kan julle nie sien nie? Hoekom kan julle word dit wakker? In Hebreërs 11 vers 6 sê dit, but without faith it is impossible to please and to be satisfactory to Him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that He is the rewarder of those who earnestly and diligently seek Him out. En dit is daai ding letterlik deur hierdie vrou se geloof. Sy was die draaipunt van die hele oorlog, as jy daaraan dink. She was the kingpin wat veroorsaak het of hierdie gaan realiseer of nie. Want Josua moes hulle gelei het en Josua was daar by haar gewees. En dit was juist deur dit, deur haar keuse, wat Israel actually sukses behaal het. Sy kon gekies het, nee, Jessie, ek draai teen hierdie ouens. Maar omdat sy self agtergekom het, sy was in hierdie duiwelse ballingskap eintlik, en sy kon sien vir wat dit was, en sy het geweet, sy het nie vryheid hier nie. En sy kon sien, sy het in geloof ingegaan, en juist deur dit het sy die hele oorlog bewerkstellig. En so kom die Here, en hy rewrite haar storie, van 'n harlot to 'n hero, want sy was letterlik die een wat dit gewerkstellig het. En dit wys net hoe kan divine connections, ek meen hulle kom by enige ander deur ingeloop het, maar die Here het gekies dat hulle by Rahab se deur moet ingaan. En dit is juist daai wat toe nou veroorsaak, maar nou die ding is,
sy het die geloof gehad, maar tweedens was daar aksie. En dis ook wat die Here vir ons wil leer uit hierdie situasie. Sy het nie net geglo, die Here gaan ons red nie, sy moes letterlik iets gedoen het. So sy moes eerstens die slawe, die spies, die spioene beskerm het. Sy het vir hulle wyse raad gegee en sy het dit gesien kom. Sy het die insig gehad om te sien, luister julle, hier kom 'n groot bogger op. Ek is eerder saam met julle. Julle die wenspan, julle die nommers by julle. So asseblief, ek smeek jou, beskerm net my en my gesin. En in James 2, Jakobus 2 vers 24 tot 25 sê dit ook vir ons. You see what a man is justified, pronounced righteous before God through what he does, and not alone through faith, through works of obedience, as well as by what they believe. So also with Rahab the harlot, was she not shown to be justified, pronounced righteous before God, by good deeds when she took the scouts or the spies and sent them away on a different route? So sy moes letterlik dit gedoen het. Maar tweedens, wat het Josjafat gesê, sy moet doen, sy moet 'n scarlet ribbon in haar venster sit. Nou, hoor nou hoe significant is die rooi lint in haar venster. Dadelik kom die simboliek terug, want hulle het, nou moet jy dink, hier kom die vyand, hulle het alles verwoes, behalwe die rooi lint. Dit was, en sy uitgesê, almal moet in daai huis wees, as hulle in die straat is hulle dood. So hulle moes in die huis, so die lint het die deure en die venster basies geseël en hulle beskerm. So daai was die simboliek dieselfde as wat die Here vir die Israeliete gesê het toe hulle in Egipte was. Hulle gesê jy moet die rooi bloed smeer aan die kusyne. Dis presies dieselfde simbool wat eintlik is. Die bloed is jou beskerming. So elke eersgeborene wat in die strate was, die dood neergevul, die wat agter daai rooi deure is jy geseël en is jou beskerming. En dit was ook 'n simboliek van Jesus se bloed, wat letterlik in haar bloedlyn was. Hoe amazing is dit? En Jesus se bloed wat ons eventually sal beskerm as jy in dit bly. En dit was so, dis hoekom hierdie arme prostituut van 'n vrou, hier kom die Here en hy bring eintlik Jesus daar al in werking. Want sy was letterlik Dawid se oerouma, nê? Of sy grootouma, ja, sy ouma se ma, nê? Was Rahab geweest. So uit haar uit het Jesus gebore. Defiled, nou dink jy wêreld defiled, en dis juist, die Here gebruik dit, want hoe maak hy dit skoon deur Jesus se bloed? Nie kom Jesus se bloed, en hy was everything skoon. So, die Here soek nie perfeksie nie, maar hy soek 'n willing heart. Iemand wat braaf genoeg sal wees, wat om te doen presies, Here, ek sal dit doen. En jy kan net op daai plek kom, wanneer jy in jouself gesterf het en alles verloor het. Wanneer jy besef, I do not have value. Ek het niks sonder die Here nie. En in Hebreërs 11, my liefie, laat ek gaan die bang hoor. Okay, so Hebreërs 11 het ek dit nog gelees. Vers 31 sê vir ons, prompted by faith, Rahab the prostitute was not destroyed along with those who refused to believe and obey, because she had made the spies, or she received the spies in peace without enmity. So sy leer ons in ons gebrokenheid, as ons vashou aan God se beloftes en ons kyk nie na ons omstandighede nie, maar ons hou by ons geloof, dat jou geloof bepaal die uitkoms. En dis eintlik wat sy vir ons op die einde gewys het. En hierso kom hierdie vrou wat in die menslike oë niks van belang nie, net soos Maria Magdalena wat hulle wou gestenig het. En Jesus kom wys, even sy het value. Maar wat het al twee van hierdie vrouens gehad? En dis hoekom ek sê, ek kan nie met pride werk nie. Al twee van hulle was humble. Hulle het gesê, Here, ek het niks nie. En dan kan hy kom, en hy can give you significance. So die duiwel wil baie keer ons identiteit steel, en ons waarde, en hoe ons na onsself kyk.
want ons probeer onsself inpas in die standaarde wat ons nou gesê het, wat die wêreld vir ons wil sê ons moet wees. En in dit, you will always feel less than, waardeloos. Jy sal altyd iemand kry wat mooier as jy is, slimmer as jy is, ryker as jy is, wat ook al as jy is, nie? En dis wat mens net moet besef is, I need to find my value in who I am inside, deur die Here wat hy vir my sê wie ek is. Dan kan jy bly staan, maak nie saak wat hier om jou aangaan nie. Want daai is wat vir jou resilience gee, jou integriteit, jou sterkte gee. En dit is wat die Here na soek. Is hierdie vastigheid van, ja, ek het al daai ene gesien, ek weet die Here gaan hom, nee, die Here is hier om beheer, hy gaan help. Kan nie nou die antwoorde sien nie, help ook nie, ek probeer dit beheer, ek probeer dit oordink, ek probeer solutions kry nie. Here, u weet beter. Dankie Here, ek kan nie nou sien wat u plan is hier aan hierdie kruis nie, hoekom wil u nou doodgaan, wat maak sin nie, u was die koning, is veronderstel om ons te kom red, nou gaan hy dood. Die meantime is deur sy dood, het hy ons kom red. En dit is wat so amazing is die Here werk nooit soos wat ons werk nie, maar hy kom en hy gee vir ons wat ons nodig het, in die onmoontlikste omstandighede. We just need to walk by faith and walk in obedience. As hy sê, doen dit, don't shrink back. Okay.